Ons is dan vanoggend hier in Pretoria by Soltech waar ons die derde streeksberaad vir die jaar van 2025 doen en die onderwerp vir die streeksberaad is gemeenskapsveiligheid. Nou ek het vanoggend begin deur vir die mense te vra wat is gemeenskapsveiligheid? Gemeenskapsveiligheid begin daar by jou in jou huis. Wat as dit uitbrei na ons straat, na die buurman en dan na 'n gemeenskap om ons veilig te maak. Ons weet wat se huidige situasie in die land. Dit gaan nie nou verander nie. Na die 3 Februarie waar al hierdie dinge gebeur het met president Donald Trump, sy tweet, die besoek in Amerika deur van ons leierskorpsmense en dan ook natuurlik Woensdag laasweek se besoek van ons president in Amerika, het daar baie dinge verander. Veiligheid gaan geraak word hierdeur, maar nie indirek baie vinnig nou nie. Ons gaan nog vir die volgende klompie jare nog steeds met die misdaad element sit in Suid-Afrika en daarvoor sal ons moet voorberei. Voorbereiding, as ek daarvan praat, gaan ons moet begin werk in steenkringe. Ons gaan nie meer as individue kan werk nie. Ons gaan ander statutêre magte moet saamwerk. Die polisie baie graag saam met hulle wil werk, sekuriteitsmaatskappye en ander buurtwagte. AfriForum beskik tans op 177 buurtwagte en ons is reg oor die land. Ons doen opleiding, ons vestig strukture, ons gee opleiding aan ons mense om hulle voor te berei om hulle taak te verrig en seker te maak dat ons mense is voorberei vir die kriminele aktiwiteite wat plaasvind in die land. En soos ek gesê het, nie enige iets wat gebeur het die laaste 3-4 maande gaan nou 'n groot invloed hê op dat die misdaad gaan weggaan nie. Ons gaan nog voorberei, maar ons gaan miskien beter kommunikasie kry na sekere vlakke toe om sekere goed in plek te stel vir gemeenskapsveiligheid. Ons in Damas, yes, ons het bietjie van alles. As dit veediefstal is dit graandiefstal. Dis hijacking, spikings. Gisteraand het ons 'n spiking gehad. Dis nou weer 'n inding. En yes, ons moet al die motoriste, al die mense wat die pad gebruik in kennis stel. Ons moet almal laat weet, okay, hoor jy, hier's 'n gevaar. En omdat ons nie noodwendig langs die highway is, kan ons nie noodwendig daar altyd wees nie. So ons het voltydse werk, ons ry nou en dan patrollies, maar ons kan nie 100% van die tyd op die pad wees en vir almal kan sê, okay, hoor jy, ook met hierdie NIM-stelsel kan ons 'n patroon uitwerk en ons kan 'n prentjie bou en tussen ons deel, daai inligting ook vir die SAPS gee. Ons moet ons voete op die grond hê en is ons plig om patrollies te ry. Nie net patrollies te ry, dis jou plig om nie net jou huis of jou familie veilig te hou, dis ook jou plig om jou gemeenskap veilig te hou. Jy moet hulle ook daai inligting wat ons kry, moet ons met hulle deel. Dis my voorreg om vandag hier te wees waar AfriForum se buurtwagleiers en takleiers in die Noordstreek bymekaar kom om te beplan oor ons veiligheidsstrategie, maar ook om te kyk hoe ons veiligheidsstrategie kan uitbou en versnel. Nou dit is baie nodig in hierdie tye. Ons weet dat die howe die Kiel-de-Boer slagspreuk gewettig het. Ons weet die president weier om dit te veroordeel. Ons weet die regering weier om misdaad in landelike gebiede 'n prioriteitsmisdaad te maak, maar ons weet ook dat misdaad 'n ernstige probleem vir ons gemeenskappe is in dorpe en in stede. En daarom moet ons vermoë versterk. Nou dis wonderlik, ons het die afgelope 2 weke ook soortgelyke berade gehad in die Kaap en dan ook in Bloemfontein. En hierdie 177 buurtwagte wat ons op die oomblik het, vorm eintlik 'n buffer om te help om ons gemeenskappe veiliger te maak. En dis deel van die breër solidariteitbeweging, so ons sal self plan om te sê, ons gaan nie moedeloos raak oor wat in die regering doen en so meer nie. Ons gaan natuurlik druk op hulle plaas, soos byvoorbeeld met 'n besoek aan die FSA. Maar ons groot plan is om te sê, kom ons neem ons toekoms in ons eie hande. Kom ons bou die toekoms wat ons vir ons kinders wil hê self. En om te kyk na ons veiligheid en ons buurtwagte te versterk, is 'n kernbelangrike ding om te doen. En daarom het ek hoop vir die toekoms. Hierso is mense wat roepingsgedrewe is, wat deursettingsvermoë het, en ons almal glo hier aan daai slagspreuk, ons sal self.